As jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my na die boek van Markus toe. Markus in die 5de hoofstuk. Prys die Here. Ons gaan also lees vanaf vers 21. En hierdie week leer die Here hierdie gedeelte op my hart. En ek wil 'n paar goedjies met jou deel. En ek wil hê vanmôre vat hierdie woord en ek glo dit is bedoel vir iemand wat vanmôre hier so is. So vat dit dalk vir jou. Vir baie mense gaan dit dalk iets beteken nie, maar as jy vanmôre gekom met 'n verwagting, glo ek die Here gaan met jou praat. Weet jy, ons moet kerk toe kom met 'n verwagting. Ons moet verwag dat die Here met ons gaan spreek in ons omstandighede en vir ons in ons inspraak gaan gee in ons lewens. En dan ek gaan 'n bietjie hierso vir julle lees, gaan ons 'n bietjie die gedeelte saam lees in Markus hoofstuk 5 vanaf vers 21 en ons gaan lees twee gebeurtenisse wat gebeur het. Die dogtertjie van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En so kom ons lees saam en ons laat die woord van die Here met ons harte spreek. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gely en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: "As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word." En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom onder die skare en sê: "Wie het my klere aangeraak?" En sy disippels antwoord hom: "U sien dat die skare u verdring." En hy sê: "Wie het my aangeraak?" Toe kyk hy rondom haar te sien wat dit gedoen het. En die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wist wat met haar gebeur het, val toe voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees." Terwyl hy nog spreek, kom haar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: "U dogter is dood. Waarom val u nog die meester lastig?" Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: "Moenie vrees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer en mense wat baie ween en huil. Toe hy binne gaan, sê hy vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag. Maar hy het almal uitgedryf, vir die vader van die kind saamgeneem en die moeder wat die by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar: "Talita kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. So vanmôre wil ek bietjie met julle praat oor die dogtertjie van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, vra ek: "Here, nou wat wil u hê moet ek sê?" En die Here wys my 'n paar goed uit hierdie gedeelte uit. En die eerste ding wat ek opgelet het in hierdie gedeelte is, dis twee kontrasterende verhale. Nou wat is kontras? Dit beteken hulle is teenoorgesteld vir mekaar. Is twee teenoorgestelde gevalle. In die eerste plek kry ons vir Jairus. Jairus kom en hy's vol geloof. Hy sy eerste uitweg en sy eerste keuse en sy eerste toevlug in sy omstandighede toe sy dogtertjie siek was en besig was om dood te gaan, is hy gaan na Jesus toe en hy sê: "Here Jesus, kom raak my kind aan." Hy het Jesus geken vir wie hy was en hy het erken wie Jesus is. En sy eerste toevlug was terwyl die kind nog siek was, gaan na Jesus toe. En nou hoekom ek gesê dit is 'n kontras, as ons kyk na die vrou wat nou aan bloedvloeiing gely het, sy het Jesus nie geken nie. As ons daai gedeelte gaan lees, en ons gaan lees daar vers 25, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshede gely het, en al besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare gekom van agteraf. So sy het hom nie geken nie, sy het van hom gehoor, maar haar eerste toevlug was geneeshede, en was dokters, en nou ek wil hê jy moet hierdie toestand baie mooi verstaan van hierdie vrou. 'n Vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing het, is in die eerste plek nie net swak nie, maar in daai
tyd was dit 'n baie ernstige geval. Sy was beskou as onrein. En daai vrou moes buitekant die dorp gebly het. Sy moes eenkant gebly het. Sy mag nie in die samelewing gekom het nie. As jy gaan lees bietjie in Levitikus 15 daarom, en jy gaan lees die wette wat gepaard gegaan het met dit. Was sy vir die tydperk van haar bloeding onrein gewees, en selfs nog 7 dae daarna was sy onrein gewees, en sy moes offers gebring het. So as sy in die teenwoordigheid van mense gekom het almal vir haar geskree, onrein, onrein! En mense moes pad gegee het, hulle mag nie naby haar gekom het nie. So dink wat sy vernedering was dit ook vir hierdie vrou. Sy was erger behandel as wat 'n melaatse behandel was. En vir 12 jaar lank het sy hierdie toestand gehad. Sy was 'n uitvaagsel gewees. Sy het alles spandeer, al haar geld, al haar besittings om genesing te kry, maar sy het haar genesing en haar fokus was op 'n verkeerde plek gewees. Haar fokus was op mense gewees. Haar fokus was op geneeshere. Haar fokus was nie op Jesus nie. En wat vir interessant was in hierdie gedeelte, is sy het gefokus in die eerste plek op sy kleed. As ek net sy kleed kan aanraak. En weet jy, dit is baie mense se probleem vandag, né? Ek wil vir jou sê, as jy in 'n situasie sit in jou lewe, as jy in 'n probleem sit, of omstandighede sit in jou lewe, wie is jou eerste toevlug? Weet jy, God moet jou eerste toevlug wees, nie jou laaste uitkoms nie. Hoor mooi, God moet jou eerste toevlug wees, nie jou laaste uitkoms nie. Jy sien, God wil in beheer wees van jou lewe. Hy wil in verhouding met jou staan, en hy wil nie hê dat jy moet bekommerd wees nie. Hy wil vir jou sê, my kind, ek wil vir jou sorg. Ek sal jou genees, ek sal jou aanraak. Maar weet jy, mense se fokus, hulle probeer alles uit hulle self uit, om die situasies te red. And then when all else fails, net daar hardloop, dan weet ons waar is die kerk, en ons weet waar is die Here. Mense, die Here het jou so lief. Hy wil hê jy moet hom nommer 1 maak in jou lewe. Net soos Jairus, hy het eers in sy situasie, het hy nie na 'n dokter toe gehardloop nie, hy het nie 911 gebel nie, hy het na Jesus toe gegaan. Gesê, Here Jesus, my dogtertjie is siek, kom raak haar aan. Weet jy wat vir my so interessant is van hierdie gedeelte? Ons gaan nou daarby kom, maar toe, nadat die dogtertjie oorlede is, die eerste ding wat Jesus vir hom sê, Jairus, moenie vrees nie, glo net. Hy het 'n onwrikbare vertroue gehad in Jesus Christus. Selfs toe die omstandighede gelyk het asof dit dood was, asof daar geen meer uitkoms is nie, sy dogter is dood, daar's nie geen meer redding vir haar nie, sy situasie is op so 'n plek gewees, sê Jesus vir hom, moenie vrees nie, glo net. Hy het geweet waar is sy eerste toevlug. So baie male kom ons in moeilike omstandighede en situasies, en dan vlug ons na die drankbottel toe, of ons vlug na drugs toe, of ons vlug na die buurvrou of die buurman toe, of ons vlug na die 911 toe om selfmoord te wil pleeg, of ons vlug, ons hardloop soveel rond. Maar ons vergeet van Jesus Christus. En maar wanneer ons nood nou op sy grootste is, en maar is nie meer van ons uitweg nie, kyk, dan wil ons die Here aanroep, hoor. Maar weet jy wat, dan is gewoonlik die fokus ook nogal verkeerd. Want ek het dit al baie keer gekry, dan kom die mense en hardloop, pastoor, kom help my. Weet jy wat, jou fokus is verkeerd. Ek kan jou nie red nie. Ek kan niks vir jou doen nie. Ek kan saam met jou bid, ek kan saam met jou staan, ek kan saam met jou die Here vertrou. Weet jy, veel mense het ek al gekry, en sê hulle vir my, soveel pastore het al vir my gebid, vir my genesing. Die Here wil my nie genees. Ek was al by hierdie pastoor, ek was al by daai pastoor, ek was by hierdie pastoor. Jou fokus is verkeerd. Jy fokus op mense. Jou genesing lê nie by 'n mens nie. Jou oplossing lê nie by 'n mens nie. Dit lê in Jesus Christus en hom as gekruisigde. Weet jy, dit is die tweede punt wat ek nou wil aanraak vanmôre. Wat is die voorwerp van jou geloof? Wat is die voorwerp van jou geloof? Weet jy, baie mense, en as ons nog gaan praat nou oor hierdie gedeelte, en ons praat oor hierdie vrou, is besig met die kleed in plaas van die man van die kleed. Hoor my wat ek sê? Baie mense is besig met die kleed in plaas van die man met die kleed, wat die kleed dra. Nou om vir julle idee te gee, nou, ek wil net sommer van die begin af weet, ek het nou my taliet saamgebring, maar ek wil vir julle iets wys. Ek wil net sommer van die begin af sê, sommer op kamera ook sê,
Die talit om onder 'n talit te bid het geen krag nie. Alright? Ek hang nie die Joodse tradisies aan nie. Want dis mos hierdie ding van almal ding mos hulle as hulle onder 'n talit bid dan word hulle gebede nou behoor as hulle al hoe heiliger en al hierdie goeters. Nee, jy verstaan nie hoe dit werk nie. Die voorwerp van jou geloof is moenie 'n talit wees nie. Dit moet die kruis wees. Dit moet Jesus Christus wees. En dit is waar baie mense die fokus plaas, want dan kom hulle met die talite en die ramshorings, hulle dink nou is hulle holier than thou en nou gaan die Here hulle hoor. Jy blaf jouself. Jy blaf jouself. Ek wil dit vanmôre dit demonstreer omdat Jesus ook 'n talit gedra het. Hy was gebore onder die wet. Wat beteken die talit? Kom ek gaan vir jou sê, as jy as Christen onder die talit wil bid, wat dit beteken. Sien julle, hy het sulke klossies aan. Sulke wit klossies aan hierdie op die hoeke het hy die met die blou. Hierdie klossies wat hy het, dis wat sy aangeraak het, dis die soem van sy kleed. Dis wat sy aangeraak het. Nou, ek gaan dit nou net demonstreer. Hulle het gewoonlik die kleed gedra wat oor hulle kom. En dis die kleed wat sy aangeraak het. Was hierdie. So ek gaan nou 'n bietjie vorentoe beweeg en kan julle sien. Dis wat die vrou aangeraak het hierdie. En hierdie tosseltjies, as jy gaan kyk hoe hy gemaak is, dit verteenwoordig die 613 wette van Moses. So hulle, wat die oomblik, ek wil vir julle net so 'n bietjie praat oor die talit. So jy wat die talit wil draai en wil onder die talit bid en elke ding. Weet jy wat doen jy? Jy plaas jouself onder die wet. Jy vat jouself terug onder die wet. En ons lewe onder genade van Jesus Christus. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet. So julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Maar nou wat het sy gedoen? Jesus het ook die sjol gedra. Nou kom sy en sy raak sy soem van sy kleed aan. Waar was haar fokus gewees? Op die wet. Op die werke. En net so kom baie mense en hulle fokus op hulle eie werke vir redding. Hulle fokus op hulle eie werke, maar ek moet iets bydra vir my redding. Weet jy hoeveel mense kry ek? Maar Henko, ek kan nie verstaan, ek kan nie die genade boodskap verstaan nie. Ek moet tog ook iets doen van my kant af. As ek vir hulle, wat wil jy byvoeg? Wat wil jy byvoeg tot die kruis? Wat kan jy byvoeg tot die kruis? Jy kan niks. En net so kom baie mense, wanneer hulle 'n situasie vir die Here oorgee, weet jy wat doen hulle? Hulle kom gryp nog steeds na die kleed, hulle kom gryp nog steeds na omstandighede, maar wat kan ek doen om nog iets by te dra? Wat kan ek doen in hierdie omstandighede? Hulle plaas die situasie in God se hand, net om dit weer om te draai en weer die situasie van God weg te vat. En weer in hulle eie hand te plaas. Jairus het nie gekyk na die kleed nie. Hy het nie gekyk na die kleed nie. Jairus het die man gesien wat die kleed dra. Hy het die een gesien wie die kleed aan het. En hy het gesien, maar hy is die redder. Hy is die Messiah. Wat is die voorwerp van jou geloof vanmôre? Weet jy, dan kom mense by jou vanmôre, baie keer dan kom mense by jou. Weet jy moet nou hierdie sappies drink, dit gaan jou genees. Ek weet nie of jy al daai goed gehoor het nie. Hoor jy moet nou hierdie olietjies smeer, hoor jy moet nou hierdie gebedjie bid, hoor jy moet nou hierdie watertjies drink. Het jy daai video gekry wat ek vir julle die week gestuur het van die vrou wat die ys maak? Dis snert, dis laster. Wat is die voorwerp van jou aanbidding? Wat is die voorwerp van jou geloof? As die voorwerp van jou geloof nie die kruis is nie, is jou geloof te vergeefs. Want dit was wat Jesus aan die kruis gedoen het, wat vir my die deurbraak gee. En hierdie vrou kom, en sy kom raak sy kleed aan. As ek maar net sy kleed kan aanraak. Weet jy, mense is tevrede met die kleed. En hulle mis die koning van hulle konings. Weet jy, juist in die kere wanneer my omstandighede so duister is, juist in die kere wanneer daar geen meer hoop is nie, juist wanneer hulle vir my kom sê, hey, daar is nie meer vir jou hoop nie, daar is nie meer vir jou lewe nie, weet jy wat, dan hoor ek 'n stem in my gees, wat vir my sê, moenie vrees nie, glo net. Want ek hou vas aan die meester van die wind, ek hou vas aan die koning van alle konings, ek hou nie vas aan die kleed nie, ek hou vas aan die koning. En my fokus is op hom, wat hy vir my gedoen het aan die kruis. En ek weet, deur die kruis is dit ja en amen. Ek weet, hy het dit vir my volbring. Toe hy gesê het aan die kruis, tetelestai, toe sê hy, dit is volbring. Dit het ek vir jou gedoen. Wat is die voorwerp van jou aanbidding? Wat is die voorwerp van jou geloof? Los die ritueeltjies, los al jou eie planne gaan val. Jou eie planne gaan val.
God kan net operate waar jy hom toelaat. Hy kan net operate waar jy hom toelaat. God wil jy moet submit. En weet jy wat vir my so awesome, maar kyk ons nou weer in hierdie gedeelte, hierdie vrou. Toe Jesus merk, dat sy aan hom geraak het en dat krag van hom uitgegaan. Hoekom? Nou my Henko, is hy die kleed aangeraak, hoekom is sy genees? Want salwing dra oor. Salwing dra oor, dink gou 'n bietjie. Kom ons vat gou, Jesus, wie die salwing gehad? Jesus. Maar sy het sy kleed aangeraak, die salwing van hom oorgedraak in sy kleed in. Kom ek van vir 'n voorbeeld daarvan gee. Al jou Moenko, dis nou onbybels. Kom ons kyk gou na Elisa. Elisa vat 'n boomtak, die byl val, 'n ou kap hout, die byl val in die water. Elisa vat 'n boomtak, gooi hom in die water. Die byl dryf. Dis die salwing wat op Elisa was, wat oorgedra het op dit. Maar waar lê jou fokus? Nou kom die ouens, maak hulle fotostate van die handpalms, het jy al daai goed gesien? Maak hulle fotostate van die prediker se handpalm en dan lê hulle, waar lê jou fokus? Op 'n fotostaat. Op 'n handpalm van 'n prediker. Jou fokus moet wees Jesus Christus en hom as gekruisigde. Los die gimmicks. Kom by die kruis. Kom by die kruis. Dis waar jy verlossing ervaar, dis waar jy vrymaking kry, dis waar jy genesing kry. Weet jy, ek was self al in daai situasie, ons het nou die dag af van gepraat, waar 'n dokter ook al vir my gesê, daar's geen hoop nie. En my antwoord was, jy ken nie my Jesus nie. En die volgende oggend sê ek, I told you so. Die verskil is, ek hou nie vas aan 'n kleed nie. Almal sê altyd, ja, raak die kleed aan. No ways. Ek soek die een wat die kleed dra. Ek wil aan hom vashou. Die kleed het nie die krag nie. Die gimmick het nie die krag nie. Die krag lê in wat Jesus Christus gedoen het. Wat vir my so interessant was, kyk as ons weer gelees in daai gedeelte Markus 5, vers 33, toe Jesus merk dat krag van hom uitgegaan het. Die vrou wat het gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het. Sy was bang geweest. Weet jy hoeveel mense het 'n wanpersepsie van God? Mense dink dat God is die een wat jou wil straf. Hy loop rond met 'n rotang om jou te kataza. En hulle is bang om God aan te roep in die situasie. Eerder hulle eie krag, hulle kan nie God genoeg vertrou nie. En dan kom God vir hulle deur en hulle weet nie hoe om die situasie te hanteer nie. Plek dat hulle die Here die eer gee, wat doen hulle? Gee iets anders te die eer, die krediet. Weet jy wat, dis waar die woord vir ons sê, die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is die krag van God. Weet jy wat is my so awesome ook in hierdie gedeelte, ne? Kyk al vers 34. Nadat sy gevrees en gebeef het, kyk wat is Jesus se antwoord aan haar. Hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van die kwaal genees. Sy het nie verwag, Jesus gaan haar genade gee nie. Dis hoekom sy gevrees en gebeef het. Sy het nie verwag, Jesus gaan aan haar genade gee nie. Sy het 'n hele wanpersepsie van God gehad. So baie kinders van die Here vandag en so baie mense het 'n wanpersepsie van God. Vir hulle is God 'n God van ver, is nie 'n God van naby nie, is nie 'n God van verhouding nie. Maar vir baie mense is God net 'n God van, as ek iets verkeerd gedoen het, dan gaan hy my weer straf. Dan gaan hy my, ek moet so in lyn wees, anders gaan hy my straf en hy gaan my uithaal. En hulle besef nie, God tugtig die wat hy lief het, om hulle op die regte pad te hou, nie om hulle seer te maak en hy straf jou nie. As jy iets verkeerd gedoen het, ek dink so baie keer, ek gaan nou 'n gedagte wat nou by my opkom. Wat 'n geval ook wat ek gewerk het mee in die verlede. Kind val in 'n swembad en verdrink. En die ma en die pa, ja, dis die Here wat ons straf omdat ons ongelowig is. Nee. Is die duiwel wat steel, slag en verwoes om jou in rebellie teenoor God te kry, is nie God wat jou straf nie. God het jou nie gestraf nie. God straf nie op die oomblik, daar kom nog 'n oordeel. Hy het sy seun vir ons gestuur, ons lewe tans in die genade dispensasie. Ons lewe tans onder genade. Waar ons kan kies of ons God wil dien of nie. Daar kom nog 'n oordeel. God gaan nog oordeel. Hy straf nie op die oomblik nie. Hy tugtig wel. Baie keer kom daar beproewings in ons lewens en ons verstaan nie hierdie beproewings nie.
Dan is dit net God se manier om vir ons te sê, hey, ek roep jy 'n bietjie terug na my toe, want in jou beproewing begin jy meer te bid. In jou beproewing soek jy my aangesig meer. Kom ons wees eerlik, wanneer is die kere wanneer jy die meeste bid? Juis wanneer daar beproewings in jou lewe is. En dis waarom God beproewings toelaat. Dis sy manier om vir jou te sê, hey, kom bietjie terug na my toe. Haal bietjie jou fokus van die omstandighede van die wêreld af, haal bietjie jou fokus van die kleed af. Kom bietjie die man van die kleed uit. Kom bietjie terug, ek wil jou bietjie op die pad vat waar jy moet wees. En hoe vinniger jy daai les kan leer, hoe vinniger gaan jy daai beproewing uitkom. Maar hoe meer jy jou eie kop volg, hoe vinniger gaan jy val. En hoe langer gaan jy na daai beproewing vassit. Maar sy het nie verwag Jesus gaan haar genade gee nie, want hy sê vir haar vers 34, en hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, wees van jou kwaal genees. Sy het gevrees en gebeef. Sy het nie geweet, hy gee haar genade nie. Weet jy, Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie. Hy het nie gekom om ons te condemn hel toe nie. Hy het gekom om sondaars te red. Hy het gekom om jou 'n nuwe lewe te gee. Om te herstel wat die duiwel van jou verwoes het. Om jou weer terug te bring by God. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dis waarvoor hy gesterf het. Hy het vrede gemaak by God. Hy het jou verhouding met God weer herstel. Mense is baie bang, hulle het 'n wanpersepsie van God. Maar hy wil my nie straf, hy wil my nie kry. As ek weer iets verkeerd gaan, as ek weer gaan, dan gaan hy my straf. Nee. Ons almal het struggles in die lewe, en ek keer nie jou sonde goed nie, hoor my mooi vandag. Maar wat ek vir jou probeer sê is net van, as God saam met jou die pad stap, en die Heilige Gees gaan jou lei, hy sal jou lei om heiligmaking te lewe, hy sal jou help, om weer terug te kom op die pad, en wanneer jy geval het, sal die Heilige Gees jou oortuig, sodat jy moet gaan bely en gereg maak by God. Vir God te sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Jy gaan alleenlik aan heiligmaking lewe deur die krag van die Heilige Gees. Maar waarmee is 'n mens besig? Weet jy wat is my interessant? Jesus kom by Jairus net daarna en hulle sê vir Jairus, jou dogter is dood. Jesus sê vir hom, Jairus, moenie vrees nie, glo net. Jairus het geweet wie Jesus is. Hy het geweet hy is die Messiah. Hy het geweet al was sy dood sal sy lewe, want Jesus is in beheer. Hy het geweet ek kan hom vertrou, maak nie saak hoe duister my omstandighede lyk nie, maak nie saak of het lyk of daar geen uitkoms is nie, ek kan Jesus vertrou. Weet jy, dis wat 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis die krag van God. God se krag word geopenbaar deur wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Vir die wêreld is die evangelie dwaasheid. As ons die evangelie verkondig in die wêreld, vir hulle is dit dwaasheid. So hulle sê, dis hoe jy gered word. Jesus Christus hom as gekruisigde, dis dwaasheid. Kan dit so wees? Ek het al met baie mense gestry. Ja, maar ons moet nog daai wet onderhou. Ja, maar ons moet nog dit byvoeg. Ja, maar ons moet nog dit. Sê jy is besig met die kleed. Jy is besig met die kleed. Wanneer kom jy by die man wat die kleed dra uit? Wanneer kom jy by hom uit? Staan dan vas, Galasiërs 5 vers 1, in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat jou nie weer onder juk van diensbaarheid bring nie. Dis wat vrymaking beteken, om te verstaan, maar weet jy, hy het vir die prys betaal by die Vader. Ek kan na die Vader gaan deur Jesus Christus, en wanneer God my sien hy my geregverdig, hy sien my justified, hy sien my skoon gewas, hy sien my deur die oë van sy seun. Die wêreld verstaan nie die boodskap van die kruis nie, is vir hulle sinneloos. Is vir hulle sinneloos. Hoe kan dit wees? So maklik. Ja, dit is so maklik, maar dit is vir baie mense so moeilik om te glo. Kom ons gaan kyk na 'n ander gedeelte, vers 43. Nadat hy vir die dogtertjie opgewek het, Jesus sê vir haar, Talita kumi, wat beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Weet jy wat, wanneer jy dood is in jou sonde, wanneer jy dood is in jou wêreld, wanneer jy dood is in jou omstandighede, daar is een manier om lewend te word. Dit is in die hand van ons koning Jesus Christus. En wanneer jy na hom toe kom, sal jy hoor, hy sal vir jou sê, Talita kumi, staan op. Word lewend.
Ek maak jou lewend, ek gee vir jou die lewe. Dis hoekom hy sê Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid, die lewe. Weet jy wat? Ek en jy moet sterf vir hierdie wêreld. Ek en jy moet sterf vir die dinge van hierdie wêreld. Die dinge van die duiwel, die dinge van wat die wêreld soek. Want weet jy wat? Vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Want die wêreld kan God nie behaag nie. Hulle soek nie God se wil nie. Die wêreld gee nie om oor die boodskap van die kruis nie. Gee nie om oor genade nie. Sy gejaag na wind. Maar wanneer jy lewend word in Christus, dan besef jy, daar is meer as net hierdie materialistiese wêreld. Dis waarom ek en jy bekering moet hê en wedergeboorte in ons lewe. Wat ons wegdraai van daai goeders af. Te sê, Here, ek soek die man van die kleed. Ek soek nie net die kleed nie. Hy maak my lewend. En weet wat vir my so awesome is? Hy gryp aan die hand van die kind, vers 41, en sê vir Talita Kumi, wat as dit vertaal beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Ek wil vir jou vanmôre sê, staan op. Dink gou 'n bietjie die verlore seun het daar in die varkhok gesit. Hy het nie eens, hulle wou nie eens om die pele van die varke gegee het, en sy lewe is 'n gemors geweest. Hy het 'n gemors gemaak van sy lewe. Maar hy het daar tot 'n besef gekom, ek moet opstaan. Ek moet opstaan, en ek moet op my Vader gaan. Talita Kumi, staan op. Jou Vader soek jou. Hy wil jou teruggee by hom. Hy wil jou herstel as 'n koninklike priester. Ek wil vanmôre sê, maak nie saak hoe ver jy dalk van die pad afgedwaal het nie. Daar is veel genade. Daar is veel genade. Want ons is nie besig met die kleed nie. Ons is besig met die man wat sy lewe gegee het aan die kruis. En al wat het vir jou gevat is, jy moet opstaan om te sê, ek vat dit in Jesus naam. Blaai gesaam met my, lees gou vers 43, die laaste vers daar. Hy sê, en hy het hulle met nadruk beveel, dat niemand dit moes weet nie, en hy gesê dat daar vir iets te ete gegee moes word. Ek sê, Here, hoekom is hulle nou vir hierdie kind iets te ete gee? En die Here vat my na Openbaring toe, Openbaring hoofstuk 3. Kyk wat sê vers 20, Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Die oomblik toe sy opgestaan het, sê Jesus vir hulle, gee vir haar iets om te eet. Dieselfde met jou. Jy kan in jou put sit, maar die oomblik as jy by Jesus uitkom, sê hy, as jy my stem hoor, jou hart nie verhard nie, en die deur van jou hart vir my oopmaak, sal ek inkom, en ek sal saam met jou ete hou. Wat 'n maaltyd is dit? Sy liggaam en sy bloed, wat hy vir jou gestort het aan die houtkruis van Golgotha. Dit is my so awesome gedeelte, dit is my so kosbaar, dat juist in daai gedeelte toe sy uit die doodheid opgewek word, gee hulle vir iets te ete, net so met jou. Hy sê vir ons, kyk wat sê Johannes hoofstuk 6, Johannes 6, vanaf vers 44, hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Hy wat my vlees eet, my bloed drink, waarvan praat hy? Hy wat vat wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het. Die nagmaal is 'n teken daarvan. Wat sê hy daar? So, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, Talita Kumi. Ek sê jou opwek in die laaste dag. Jy sal saam met my wees. Jy sal saam met my die ewige lewe deurgaan. As jy die offer aan die kruis aanvaar. Dis die evangelie, waardeur ons gered word, as ons daaraan vashou. Lees 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 4. Hy sê, ek maak aan julle die evangelie bekend, waardeur ons gered word, as julle hieraan vashou, dat Jesus Christus vir ons gesterf het, dat hy begrawe is, en dat hy weer opgewek is. Dis die evangelie, en vanmôre kom preek ek aan jou die evangelie. En ek sê vir jou, los die kleed, maar kom uit by die man wat die kleed dra.
Moenie net jaag agter die kleed aan, agter die gimmicks aan, agter godsdiens aan nie. Weet jy kan so godsdienstig wees. Dit beteken nie jy ken die man wat die kleed dra nie. Jy kan kerk toe gaan, jy kan in 'n kerk groot geword het. Om in 'n gras te slaap maak jou nie 'n kar nie. Net so ook om in 'n kerk te groot geword het, maak jou nie 'n kind van die Here nie. Dan moet 'n dag kom waar ek kan sê, Here Jesus, ek aanvaar die offer wat U vir my gegee het in die houtkruis van Golgotha. Ek aanvaar U liggaam en U bloed. Here, ek glo die evangelie, dat U vir my gesterf het, dat U begrawe is, dat U weer opgestaan het. Here, ek vat dit, en ek gee my lewe oor aan U. Ek sterf die ou mens af, en ek lewe nou vir Christus. Dit is die evangelie wat jou red. Jesus Christus en hom as gekruisigde. En ek sluit af met 1 Korintiërs 1 vers 18. Die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Amen. Kom ons sluit ons oor. Vader, ek prys U vanmôre ook vir hierdie woord wat U vir ons vanmôre gegee het. Here, ek bid dat dit harte sal aanraak en mense se harte sal inspreek vanmôre, Here. Ek hoop dat Heilige Gees dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat mense sal begin besef, Here, hulle moet ophou met godsdienst speel. Hulle moet ophou om die kleed te jaag, Here, maar hulle moet U jaag, Here. Hulle moet by die kruis uitkom, Here. Dis my gebed vanmôre, Here. Dis waaroor hierdie boodskap gaan. Kom by die kruis uit. Daar is vir jou redding, vir jou verlossing. Daar is vir jou die lewe. By die kruis waar dit betaal is. At the cross where I first saw the light. And the burdens of my heart fade away. It was there by faith I received my sight. And Lord, now I'm happy all the way. Here, ek wil bid, Here, dat die kruis vir ons sal rema word, Here. Dat die boodskap en die evangelie vir ons sal oortuig, Here. Wat U vir ons gedoen het aan die kruis, Here, was 'n daad van liefde, omdat U ons lief het, Here, en U roep uit na ons toe om te sê, kom terug na my toe. Jy wat verlore is, Talitha Kumi, staan op uit die dood uit. Kom terug na my toe. Ek het jou lief, ek het die prys vir jou betaal. Gee jou lewe oor aan my. Here, laat ons die gimmicks los, Here. Laat ons die werke los, Here. Here, laat ons die dinge los, die godsdienst los. Maar Here, laat ons 'n verhouding kan kom met U, my God. Here Jesus, ek wil bid dat mense moet begin besef, U is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader behalwe deur U nie, my God. That's die boodskap van die kruis, dis wat ons red. Vader, mense is besig om godsdienst goedkoop te maak. Here, om die boodskap van die kruis, Here, te verdraai. Ek wil bid, Here, dat mense die waarheid sal begin besef, dat U hulle vrygemaak het in die houtkruis van Golgotha. Here, ek bid vanmôre, Here, dat harte tot inkeer sal kom. Dat mense wat geval het, sal opstaan en terugdraai na U toe, my God. Here, dat die verdwaalde skapies weer sal terugkom na U toe, Here. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Dat hulle sal begin besef, Here, wat is hulle besig om te verloor? Dat ons net soos Jairus, Here, U geloof in U kan hê en kan weet, Here, U sal ons lewend maak. Ons hoef nie te vrees, U sal ons deur ons omstandighede vat, Here, maar U sal ons lewend maak en ons sal staan aan die ander kant uitkom, Here. Bid vanmôre, Here, dat U die woord sal vat en sal seën op harte. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam, Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. En die kinders van die Here sê